Goeiedag, ek is EB Coetzee, veekundige van Vitek. Ek wil graag vandag met julle praat oor die veilige gebruik van urium in veelekke. Nou natuurlike weiveld in Suid-Afrika voorsien vir 'n groot gedeelte van die jaar nie voldoende proteïen aan herkouers vir goeie produksie en vrugbaarheid nie. En dit is dus 'n baie algemene en baie wyse praktyk vir veeboere om proteïen aan te vul in die vorm van proteïenlekke. Herkouers bevat 'n reuse populasie mikrobe in hulle grootpens, wat die gras wat deur die dier ingeneem word, kan verteer. Op hulle beurt sterf hulle dan weer af en word deur die herkouer verteer vir hulle voedingsstowwe. Hierdie mikrobes besit die vermoë om vanuit nie-proteïen stikstofbronne, oftewel NPN, hulle liggaamsproteïene te sintetiseer. Aangesien NPN baie goedkoper is per eenheid stikstof as natuurlike proteïene, maak dit dus finansiëel baie sin om vir herkouers eerder NPN aan te vul as slegs natuurlike proteïen. Die bekendste bron van NPN in proteïenlekke is urium. Weens die hoë stikstofinhoud van urium kan die mikrobes in die grootpens feitelik 3 gram mikrobiese proteïen vanuit 1 gram urium sintetiseer. Die aanval van urium en ander NPN-bronne in lekke hou egter sekere gevare in, indien dit nie korrek of oordeelkundig aangevul word nie. Die mikrobes in die grootpens het eerstens tyd nodig om aan te pas op NPN-bevattende lekke. Onaangepaste diere wat skielik 'n groot hoeveelheid NPN inneem, kan tot uriumvergiftiging lei. Diere moet dus nie 'n lek honger hê wanneer NPN-bevattende lekke uitgesit word nie. Dit kan voorkom word deur diere wat nie aan lek gewoond was nie, eers op 'n sout-fosfaatlek te plaas vir sowat 14 dae, voor die NPN-bevattende lek uitgesit word. Die proteïenlek kan ook 50-50 met die fosfaatlek gemeng word, na 7 dae om dit geleidelik aan die diere bekend te stel. Die proteïenlek moet korrek gebalanseer wees. Daar moet 'n korrekte balans tussen energie en NPN in die lek wees, tesame met alle minerale en spoorminerale wat die dier benodig. Die korrekte hoeveelheid innamebeheerders moet ook ingesluit word. Dit verhoed dat die diere die lek te gulstig inneem. Dit is dus baie belangrik dat 'n kundige persoon betrokke moet wees by die samestelling van enige lekaanvulling. Verder is dit belangrik dat diere wat lek ontvang, ten alle tye voldoende rivoer en opweiding ontvang om oorinname van lekke te voorkom. NPN-bevattende lekke moet verkieslik beskerm word teen reën. Indien die lek wel reën ontvang, is dit baie belangrik dat die lekbakke water kan dreineer. NPN los op in water en diere kan vergiftig word indien hulle die water drink. Die klam lek self is nie gevaarlik nie, maar lekke wat nat gereën het se kwaliteit is nie meer goed nie. Vitek het 'n span kundige veekundiges reg oor Suid-Afrika wat boere met korrekte leksamestellings as ook lekbestuur kan help. Kontak ons gerus by www.vitek.co.za vir hulp in die verband.